Ek lees vir ons voor uit Daniël 3 uit. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in Deuredal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieramptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. So het al die hoë amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieramptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie bymekaar gekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en hulle het voor die beeld gaan staan. 'n aankondiger het hard geroep: alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, sitar, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Wie nie buig nie en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van 'n trompet, fluit, sitar, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, van die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig en dit aanbid. Dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode verklaar het. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê: mag die koning baie lank lewe. U het 'n bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, sitar, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word. Maar u majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan die bevel nie. Hulle dien nie u God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesach en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadneser het vir hulle gesê: is dit waar, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, sitar, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word, en watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord: ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ook ons red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser wit geword van woede vir Sadrag, Mesach en Abednego en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moes word as gewoonlik. Daarna het hy van die sterkste manne in sy leiwag beveel om vir Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en hulle in 'n brandende oond te gooi. Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met al hulle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra: het ons dan nie 3 manne vasgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom: dit is so, u majesteit. Hy sê toe: maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep: Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond gekom.
Toe die goewerneur-generaal, die goewerneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie, en dat hulle klere niks makkeer nie. Jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadneser, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaar gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Ons lees vanoggend net tot sover. Geliefdes, wanneer ons die boek Daniël lees, dan is dit vir ons belangrik dat ons dalk maar net 'n sekere agtergrond in gedagte moet hou. Ja, in die tyd van koning Jojakim van Juda, het God eintlik toegelaat dat God se volk en sy tempel oorgegee word aan die Babyloniese koning, soos wat ons dan ook vanoggend gelees het, koning Nebukadneser. En koning Nebukadneser het juis ook 'n hele groep van hierdie Jode saam met hom geneem. Hy het besluit dat hy jong manne gaan vat wat begaaf is. En sy doel was juis gewees dat hierdie jong manne vir 3 jaar lank in sy paleis opgelei sou word. Die opleiding se doel was eintlik gewees dat hierdie jong manne 'n totaal en al 'n nuwe identiteit sou kry. Hulle het nuwe name gekry, hulle het totaal en al 'n nuwe wese gekry, met die doel eintlik daar agterna, dat hulle ten volle sou kon doen en wou doen en sou dink, soos wat die koning ook gedink het. Ja, daarom was daar 'n hele klomp van hierdie Jode gewees, wat dus dan vir 'n tydperk in die paleis was. Onder hierdie Jode was natuurlik Daniël en sy 3 vriende gewees, wat ons dan ook weet, eintlik van die begin af opstandig was teenoor koning Nebukadneser. Ja, hierdie 3 vriende saam met Daniël wou nie eers die koning se kos geëet het of selfs ook van die wyn van die koning gedrink het nie. En dan ken ons mos die verhaal wat eintlik verder voortgaan om te sê dat Daniël en sy vriende vir 'n tydperk van 10 dae groente en water moes eet en dat hulle dan so ook vir die koning in opstand was. Maar God het die hoofpaleisbeampte gunstig gestem teenoor Daniël en sy vriende. Ja, hy het ook vir hulle 'n besonderse stuk kennis en wysheid gegee hoe om in daardie situasie waarin hulle was te kon werk. En nou het ons eintlik hoofstuk 3 so te sê gelees. Teen die tyd verstaan ons dat Daniël 'n groot werk gehad het. Want Daniël het teen die tyd reeds al die koning se droom uitgelê. 'n Droom van 'n groot beeld wat iewers sou kon val het. En dit is juist dit. Koning Nebukadneser was baie tevrede met Daniël gewees, omdat hy hierdie droom kon uitlê. En daarom het hy vir hom 'n groot werk gegee. Hy het vir hom werk gegee, saam met sy vriende, as die administrasie van die provinsie Babel, om dit te kan beheer. Maar dit was nie al nie. Hy het ook hom in werk gestel as die koninklike raadgewers van die paleis. Met ander woorde verstaan ons dat Daniël en sy 3 vriende 'n groot pos gehad het in hierdie werk wat hulle was. Maar intussen wou koning Nebukadneser eintlik nog groter sy eer en sy mag as koning vir die wêreld wys en daarom het hy 'n beeld laat oprig, 'n beeld wat ook groot en sterk uitgebeeld was. Die opdrag soos wat ons dan gelees het, sê juis dat al die amptenare wat in en om die paleis werk, moes juis wanneer hulle hierdie musiek gehoor het, platval en hierdie beeld begin aanbid. Daniël en sy vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, word juis by koning Nebukadneser aangekla, omdat hulle nie hierdie beeld wil aanbid nie. Omdat hulle eintlik ongehoorsaam is aan koning Nebukadneser. Koning Nebukadneser kom as te ware en dan gee hy vir hulle 'n tweede kans.
'n tweede kans om vir hulle te verduidelik hoekom hulle hierdie beeld moet aanbid. Want ons moet verstaan, in hierdie proses is die koning se eer eintlik besig om geskenk te word. Daarom moet die koning streng wees hierop en daarom sê hy vir hulle, as hulle nie hierdie beeld gaan aanbid nie, sal hulle in 'n brandende oond gegooi word. Maar geliefdes, vir 'n oomblik moet ons onsself net ook in hierdie situasie plaas. Vir 'n oomblik moet ek vir myself vra, as ek in so 'n situasie is, wat sal ek as mens maak? Sal ek maar voortgaan en maar maak of ek die beeld aanbid? Of sal ek opstandig wees en bly vas staan om te sê ek aanbid net een God en is God ons Here? Vandag dink ek dat ons as mense in die moderne wêreld waarin ons leef, meer as net so nou en dan voor soortgelyke situasies staan. Vandag dink ek dat wanneer ons hier is, beleef ons baie van sulke situasies waar ons keuses moet maak. As ek maar net bloot eenvoudig aan die korporatiewe wêreld dink, dan besef ek dat 'n mens werklik gelukkig is as jy by jou werk eintlik jou geloof kan uitleef. As jy by jou werk eintlik gerespekteer word om te weet dat mense weet jy is 'n Christen. Maar wat maak 'n mens as jy by die maatskappy werk wat nog altyd jou droom is? Waar jy voel eintlik jy leef jou droom uit, jy groei, jy vorder, jy het die vryheid om dit wat jy so hard aan werk te kan doen. Maar wat maak jy as jou werk nie grasie gee dat jy 'n Christen is nie, dat jy 'n kind van die Here is nie, dat jy nie eintlik jou geloofsoortuigings en beginsels kan uitleef in 'n wêreld van die werk nie. Want verseker gaan dit 'n effek op jou as mens hê. Verseker gaan dit veroorsaak dat jy as mens begin anders voel oor die werk waarby jy werk. Verseker is dit eintlik soos 'n klippie wat 'n mens in water gooi en dit rimpels maak. Want iewers het dit 'n effek. Want dit plaas jou as kind van die Here voor 'n keuse. 'n Keuse wat jy gaan moet maak. Gaan ek moet bedank by hierdie werk of gaan ek maar stilletjies voort en sê niks nie? Los ek maar my geloof in my motor wanneer ek die oggend by die werk stop? Of wat maak ek? Daniël se vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, lewer eintlik vir ons so 'n verskriklike mooi getuienis van dit wat hier eintlik gebeur het. Ja, hulle kom en hulle lyk amper of hulle self nie steur aan dit wat koning Nebukadnesar vir hulle sê nie. Vir 'n oomblik is hulle kalm en hulle bly net van een ding getuig. Hulle bly bely dat hulle net aan een God glo. God wat die enigste God is. Ja, vir hulle bly hulle kalm. Vir hulle voel hulle dat hulle weet God ken hulle en hulle ken God en God sal hulle red. Of dit hier is of nie nou hier is, maar hulle weet God sal hulle red. Want hierdie 3 vriende van Daniël het totaal en al oorgegee aan God. Totaal en al vertrou hulle op die Here en is hulle selfs bereid om hulle lewe daarvoor te gee. Daarom verstaan ons dat hulle net rustig is, dat hulle kalm is, dat hulle weet God is by hulle deur elke oomblik van hulle lewe. Uiteraard maak dit eintlik vir ons logies sin dat koning Nebukadnesar omtrent 'n aar wou bars van woede omdat hierdie 3 vriende so kalm is en ten spyte van dit waarmee koning Nebukadnesar hulle nou dreig, dat hulle nog ten spyte van dit alles nog steeds die dood kies. Dat hulle rustig is om te sê, ons sal nie die beeld aanbid nie, ons sal liewer in die oond gegooi word. Uit hierdie woede uit lees ons dan hoe koning Nebukadnesar juis sê dat hierdie oond 7 keer warm gemaak moet word en dan dat hy 'n bevel gee vir amptenare wat in sy paleis werk om hulle dan vas te bind en in daardie oond te gaan gooi. Die mooi eintlik en die hoogtepunt van hierdie hele getuienis wat ons lees is dat hierdie 3 vriende eintlik ongedeerd in hierdie oond bly. Vir 'n oomblik
dink ek as 'n mens hierdie verhaal vir die eerste keer lees, dat 'n mens vol spanning gaan wees as 'n mens dit lees. Maar wanneer 'n mens dan in hierdie gedeelte kom waar 'n mens sien dat hierdie 3 vriende niks oorkom nie, is daar 'n stuk van verligting wat oor 'n mens kom. Ja, want God kom eintlik en red hulle nie van die oond en sê, julle hoef nie meer in die oond gegooi te word nie. God kom en red hulle daar binne in die oond, waar hulle daarby is, waar hulle in 'n geval is, waar hulle eintlik lankal dood moes wees. Want dit is juist dan, wanneer ons in vers 27 'n gedeelte lees, wat vir 'n mens hoendervleis gee. Vers 27 sê dit eintlik so mooi, dit sê, toe die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne, dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie, en dat hulle klere niks makkeer nie. Jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie. Besef ons dan nie hoe mooi is hierdie getuienis en gebeurtenis eintlik vir ons nie. Dit is 'n stuk bemoediging, 'n bemoediging wat eintlik vir ons sê dat hierdie 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, in totale oorgawe geleef het. Oorgawe van God, dat hulle nie bekommerd was oor wat eintlik met hulle sou gebeur het, want hulle het vertroue in God gehad. Ja, vir hierdie manne het hulle werklik nie gesteer aan dit wat koning Nebukadneser wou doen en gedoen het. Hulle was gefokus net op die Here. Maar geliefdes, saam met hierdie 3 vriende, saam met Daniël ook, is dit verseker vir ons 'n getuienis. 'n Getuienis waar ons maar net soos hulle moet ook oorgee en vertrou op die Here. Ja, soos hulle moet ons ook daardie keuse maak. 'n Keuse waar ons gaan moet besluit dat ons God wil volg en dat ons aan God gehoorsaam moet wees. 'n Keuse waar ons eintlik totaal en al op die ou ende gaan agterkom dat ons in oorgawe van God leef. Want om aan God gehoorsaam te wees, beteken dat jy reeds totaal en al aan hom oorgegee het. God het dit juis ook vir ons gedoen. God het juis deur dit wat hy met Jesus Christus gedoen het, dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het God juis vir ons as mense wat sy kinders is kom wys, hoe kosbaar is ons vir hom. Hoe kosbaar is ons, dat ons eintlik vir hom belangrik is. Daarom besef ons, dat ons het ook 'n verantwoordelikheid. 'n Verantwoordelikheid wat ons ook 'n keuse gaan moet maak, om iets van uit dankbaarheid vir die Here te kan gee. 'n Verantwoordelikheid wat ons net vandag kan maak en môre vergeet. Nee. Verlede week het Dominee Benny juis gepreek dat ons as gelowiges moet leef in totale doelgerigtheid. Ons moet leef met die doel van dit wat God vir ons gee. Maar vanoggend wil ek eintlik hierby aansluit om te sê dat ons as mense kan nie doelgerig leef as ons nie totaal en al oorgegee het aan die Here nie. As ek nog aan my eie ek en my menswees, my aardse behoeftes gaan vashou, gaan ek nie kan doelgerig lewe in dit wat God vir my gee nie. Dan gaan ek nie kan doen wat God se wil is vir dit wat vir my gestel word nie. Nee, God kom vra vir ons om aan hom oor te gee. God kom sê vir ons juis vanoggend wat ons ook gelees het uit Lukas 9 uit, dat ons moet hom volg, want dit is wat hy wil hê ons moet doen. En dan vra ek 'n vraag vir u elkeen, deur om 'n verhaal vir u te vertel. Ja, eendag was daar 'n man gewees, en hierdie man se naam was Jack gewees. Jack het vir 'n oomblik te naby aan 'n randjie van 'n hoë stelkraans geloop, en sy voet het gegly. Jack het van daardie randjie afgeval, en gelukkig was daar 'n tak wat by hierdie kraans uitgegroei het, waarin hy kan gryp, sodat hy nie verder hoef te val nie. Met groot skok het Jack agtergekom, toe hy afkyk, dat hy 1000+ meter nog sou val, as hy nie daardie tak gegryp het. Maar Jack het besef, dat daar geen manier is, hoe hy weer hierdie kraans kan uitklim, om homself te kan red nie.
Uit benoudheid het Jack begin roep om hulp, met die hoop dat iemand hom sal kan hoor, 'n tou sal kan kry en dit kan afgooi, sodat hy homself eintlik in hierdie proses kan red. Jack het geroep, help, help, is enige iemand daar? En hy het aanhoudend daardie selfde woorde geroep. Net toe hy amper moed wou opgee, hoor hy die stem en so het eintlik die volgende gesprek plaasgevind. Jack, is jy daar? Kan jy my hoor? Ja, ek kan jou hoor, ek is hier onder, het Jack gesê. Jack, ek kan jou sien, is alles reg? Ja, maar wie is jy? En waar is jy? Ek is die Here, Jack, ek is oral, antwoord die Here. Die Here, sê Jack, jy bedoel God? Ja, dis ek. God, help my asseblief, ek beloof, as U my hier red, sal ek 'n goeie mens wees. Ek sal ophou sondig, ek sal regtig 'n goeie mens wees. Ek sal U dien vir die res van my lewe. Die Here sê toe, stadig met die maak van beloftes, Jack, dat ons jou eers hier red en hier kan afkry, voordat ons dan verder gesels. Luister mooi na wat ek wil hê jy moet doen. Enige iets sal ek doen, Here, sê net wat en ek sal dit doen. Goed, sê die Here, los die tak. Wat sê Jack? Die Here sê, ek sê, los die tak, vertrou op my. Daar was 'n oomblik van stilte vir 'n hele ruk, toe kom die volgende woorde uit. Help, help, is iemand anders dalk daarbo? Uit hierdie verhaal besef ek, is dit nie maar soms ook hoe ons voel nie. Ons sê so maklik vir mekaar, dat ons moet oorgee vir die Here. Ons moet die Here se wil volg, ons moet doen wat hy wil hê. Maar sodra daar iets gebeur, dan wonder ons. Ons is so gretig om die Here se wil te kan leer. Ons is so gretig om te kan sê dat ek het totaal en al alles oorgegee. Maar dan is daar baie van ons wat, wanneer ons die wil van die Here hoor en dit leer ken, dan klink dit vir ons te moeilik. Dan voel ons juis dat ons dit nie eintlik wil hê nie. Ons kan dit nie verstaan nie, ons weet nie wat om met dit te doen nie. Maar dit is juis dit. God wil hê dat ons moet hom ten volle leer ken. God wil juis hê dat ons 'n pad met hom wil stap. Jesus kom juis en dan sê hy dit vir ons in so 'n mooi gedeelte in Matteus 11 vers 29, dan sê hy vir hulle, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. God wil juis nie vir ons eintlik die lewe moeiliker maak nie. God wil juis eintlik vir ons die lewe makliker maak. God wil, en dan sê hy vir ons, juis dat ons moet ontslaa raak van al die dinge wat skeiding tussen ons en hom bring, want hy wil juis met ons 'n pad stap. As ons verstaan hoe die Here se hart klop vir elkeen van ons, dan besef ons hoe belangrik is ons vir hom. Dan besef ons dat ons, wat sy kinders is, het ook 'n verantwoordelikheid teenoor hom. God het 'n plan vir elkeen van ons. Ja, soos Jack, was God se plan nie dat Jack net die tak moes los en dat val het nie. God het reeds 'n plan gehad. Wat ook al die plan was, God het 'n plan gehad en gesê Jack moet net op hom vertrou. Mag ons besef dat Daniel en sy 3 vriende is sekerlik die een van die mooiste voorbeelde wat daar vir ons is. 'n Voorbeeld wat ons van weet, wat persone totaal en al in oorgawe gelewe het. Persone wie se hart geklop het en geleef het in oorgawe van die Here. Mag ons so leef, maar mag ons ook die oproep wat Paulus vir ons gee in Romeine 12, mag ons dit ter harte neem. Romeine 12 vers 1 sê, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Ja, dit is die wesenlike en die godsdienst wat julle moet beoefen. Mag ons oorgee
totaal en al aan God. Amen.